To my English friends, I've been requested to do this in Afrikaans because there are so many English presentations. So bear with me. I hope that the translation is sufficient, adequate. Ons enkele doelwit, in Engels is objective, vir die Gideons, is om ander vir die Here te wen. Maar hoe ons die doelwit bereik, dis saamgevat in ons kernwaardes. En dit is noodsaaklik dat vir die behoud van die identiteit van ons bediening, dat ons hierdie kernwaardes moet verstaan en moet eerbiedig. Wie van julle kan vir my sê, hoeveel kernwaardes is daar? Mens maak gewoonlik die fout. Die 7 is die geestelike doelwitte. Daar is 8 kernwaardes. Kom ek vertel julle daarvan. Julle sal dit herken. Die eerste kernwaarde is dat ons glo die Bybel is die geïnspireerde, onfeilbare, foutlose woord van die Here. Ons sê geïnspireerd, want God is die outeur. Ons sê onfeilbaar, omdat die Gideons glo dat God menslike auteurs gebruik het om te sê presies wat hy wou gehad het hulle moet sê. En foutloos, omdat ons glo dat God presies sal bereik wat hy wil bereik. Dis die eerste kernwaarde. Die tweede ene is dat ons 'n spesifieke fokus het, 'n doelwit, om ander vir Christus te wen. Dit ken julle nou al. Deur saam te assosieer as Christen, professionele en sakemanne. Maar die saam assosieer beteken ons bemoedig mekaar, ons hou mekaar verantwoordbaar, ons help mekaar in ons geestelike groei, ons geestelike wandel in die lewe. En daarvandaan af die getuienis van jou geestelike wandel saam met persoonlike getuienis en saam met die plaas van die woord in verskillende dele van die plek van die wêreld wat ons nou goedgekeur het. Nou, net vir 'n oomblik, en ek dink dit gaan nou dalk vir party van julle verrassing wees. Ek het onlangs 'n bespreking daaroor gehad. Wat is die verskil tussen die doelwit en die doel? Die doelwit het ek gesê is die objective. Maar wat is die doel van die Gideons? Die purpose is die Engelse woord. In Afrikaans het ons nie 'n onderskeid daar nie. Die purpose. Die purpose, die doel oorspronklik, as julle onthou, nou moet ons teruggaan na die begin, hoekom hulle ontstaan het. Dit was Christelike sakemanne wat by mekaar gekom het, om mekaar te help, om hulle geestelike lewenswandel te bou, sodat hulle, as hulle weg is van die huis ook, dat hulle mekaar sal bemoedig en mekaar verantwoordbaar sal hou. Daar was nie Bybelsverspreiding, dis eers in 1908. So dit was die oorspronklike doel van die Gideons, om mekaar op te bou, geestelik op te bou. En in die proses gaan 'n mens mos nou ook getuig. So as so 'n subtiele verskil tussen die doel en die doelwit, die purpose en die objective. Die volgende ene gaan oor lidmaatskap. Lidmaatskap bestaan uit Christelike, professionele en sakemanne, so met uitsluiting van leraars. En ons deel die volgende geestelike vereistes. Ons glo in die Bybel. Ons glo dat Jesus Christus die ewige seun van God is. En ons het hom aangeneem as ons persoonlike saligmaker. En ons streef daarna om hom in ons daaglikse lewens te volg. Ons glo in die eindelose poel van vuur, met ander woorde die hel, vir ongereddes. En ons aanvaar die standaard van die huwelik as tussen 'n biologiese man en 'n biologiese vrou. Ons moet aktiewe lede wees van 'n protestantse of evangeliese kerk of groepering, en ons moet deelneem aan die aktiwiteite in ons tak en mekaar verantwoordbaar hou. Ons beleef geestelike groei, en dit kan ek getuig in my wandel as 'n Gideon, dat ek geestelike groei beleef het. Maar ons doen dit deur die geestelike dissiplines van Bybelstudie, van gebed en van persoonlike getuienis. Ons gebruik ons invloed vir Christus deur ons unieke platform as Christen, professionele en sakemanne in ons bediening as 'n Gideon, in ons kerke, in ons huise, in ons werkplek en in ons gemeenskappe. Ek dink elkeen van ons moet onsself net afvra, doen ons dit? Is dit waar van ons? Soos wat 125 jaar gelede toe die Gideons tot stand gekom het, is die Christelike besigheid en sakeman deur God geseën met sekere voorregte en geleenthede.
Deur het 'n paar dinge vir Christelike professionele en sakemanne gegee wat hy nie vir almal gegee het nie. God het hom geseën met bronne in terme van sy tyd, sy finansies en sy invloed. Wat God vir Christen, professionele en sakemanne gegee het, maak hom nie beter as ander mense nie. Net anders, met unieke voorregte en met unieke geleenthede. Die werklikheid is dat God ons nie almal dieselfde gemaak het nie. Ons is gelyk voor God, maar hy het ons nie almal dieselfde gemaak nie. Ons kultuur sukkel met hierdie waarheid vandag. Hy het ons verskillende rolle en verskillende geleenthede gegee. En hierdie besondere waarheid moet ons elke dag op ons knieë bring, want alles wat ons het, is deur die genade van die Here vir ons gegee. Al ons tyd, al ons finansies en al ons invloed het gekom uit die hand van God. Die volgende kernwaarde gaan oor die hulpgroep, wat ons nou nie meer hulpgroep noem nie, maar Gideons vroue. 'n Integrale deel van die vereniging is die Gideons vroue, wat bestaan uit lede, se vrouens, wat, luister mooi, aan dieselfde geestelike kwalifikasies as Gideons voldoen. As 'n Gideons vrou byvoorbeeld Rooms-Katoliek is, dan kan sy nie deel word van die Gideons vroue nie. Die doel van die vroue is om die Gideons te ondersteun in hulle enkele doelwit om ander vir Christus te wen. Deur gebed, persoonlike getuienis en persoonlike werk en deur saam te assosieer om vir die Gideons te ondersteun. As Gideons vroue help hulle, die Gideons mans, as 'n integrale deel van 'n werk vir die koninkryk. Hulle help om ons Christelike karakter te bou, deur gebed, deur geloof en diens met ander vroue en weduwees van Gideons, en hulle bou ook mekaar op. Nou, hoekom het die Gideons vroue hierdie besondere rol in die bediening? Wel, niemand ken jou beter as 'n Gideon, as jou vrou nie, en sy is die mees geskikte persoon om te help, om haar Gideon eggenoot 'n man te maak na die wil van God, 'n man te maak soos wat God wil hê dat hy moet wees. Sy ondersteun hom om suksesvol te wees in sy verpligtinge, en dat hy 'n invloed sal hê vir die koninkryk, dat hy met wysheid sal optree, en 'n man van God se hart sal wees. Dink aan die verskil wat dit in 'n huis maak, as daar 'n man is, 'n toegewyde man van God in die huis is. Maak 'n verskil, verseker maak dit 'n verskil. Die volgende kernwaarde is ons benader die belang van ons geestelike doelwitte, en dis die 7 waarna ons net nou verwys het. Ons is manne van die boek, ons is manne van geloof, ons is manne wat bid, ons is manne van 'n afgesonderde lewenswandel, ons is manne van 'n wat is die woord nou, medelydende hart, manne wat getuig en manne wat gee. Ons gee van ons tyd, ons gee van ons finansies, van ons bronne. Ons gee want ons is dankbaar oor wat ons alles al ontvang het. Die volgende ene, en hoor jy, ons word uitgedaag, nee, dink aan elke moet vir homself antwoord. Ons word uitgedaag om hierdie 7 geestelike doelwitte uit te leef in ons daaglikse lewens. Die volgende kernwaarde gaan oor die befondsing van die missie. En jy weet, dit vind plaas deur persoonlike bydraes, deur vriende, deur testamentêre bemakings en deur kerkbydraes. Laat ek nou sommer byvoeg, nie deur golfdae nie deur konserte of ander vindingryke metodes nie. Hierdie is die metodes, dis ons kernwaardes, dis hoe ons finansies insamel. Deur die genade van die Here was die finansiële integriteit van die Gideons Internasionaal nog altyd bo verdenking, sedert die ontstaan van hierdie lede-gedrewe bediening. Wat bestaan uit manne uit verskillende nominasies, verskillende kulture, verskillende agtergronde. En ons moet hierdie integriteit bo alle verdenking hou. As deel van die kerk moet ons altyd ons reputasie beskerm met 'n Christelike karakter en altyd die eer aan die Here gee. Die volgende kernwaarde: weens die veranderinge in die sieninge van die wêreld, is daar ook 'n inbeweeg daarvan in die doktrine van Christelike kerke. En dit is belangrik dat ons as Gideons net verhoudinge bou met kerke wat belyn is met ons geestelike oortuigings as vennote in ons bediening. Ons bou net verhoudings met plaaslike, goedgekeurde en ondersteunende gemeentes. Ons werk saam met hulle om ons bediening uit te brei. Ons help hulle lidmate, ons rus hulle toe in die wêreld.
deur hulpmiddels te voorsien, julle weet van die Conversations kursus, en om hulle aan te moedig om die evangelie uit te dra. Die volgende kernwaarde: ons is 'n gedissiplineerde, goed gedefinieerde bediening wat uitsluitlik deur lede van die vereniging uitgevoer word. Ek gaan dit herhaal. Dit word uitsluitlik deur lede van die vereniging uitgevoer. Onder die autoriteit van die internasionale kabinet, waarop ons julle gehoor het nou, ons het 'n verteenwoordiger, ons eintlik nou 2 verteenwoordigers op die internasionale kabinet. So ons is nie verwyder van die internasionale kabinet nie, ons funksioneer onder die autoriteit van die internasionale kabinet. Ons gee byvoorbeeld nou nie Bybels aan ander instansies om dit namens ons te versprei nie. Ons assosieer ook nie met ander organisasies nie, sodat ons nie ons eie integriteit benadeel nie. As ons byvoorbeeld sê nou maar saam met sê maar Billy Graham, ek vat ons maar enige naam, niks teen hom nie, dis maar net 'n naam. En hy doen dalk iets wat in die koerante kom en wat nou nie heeltemal so goedgekeur word nie, dan word ons geassosieer daarmee. En dan is ons ook in die moeilikheid, dan is dit negatief op die Gideons. So as ons nie met ander assosieer nie, dan ons beheer oor ons eie integriteit. En ons beleid en prosedures is versigtig en met onder baie gebed en deur jare se ondervinding is dit vasgestel. En is verpligtend dat ons as Gideons en Gideons vroue ons vergewis van die beleid en prosedures wat deur die amptelike dokumentasie beskikbaar is. Julle het nog hoor van Gideon Go, dit is daarop. En dat ons binne daai riglyne bly. Die Gideons Internasionaal vertrou daarop dat lede verenig is in ons gemeenskaplike verstaan en aanvaarding van ons kernwaardes, soos dat ons pas gehoor het. Nou ek moet my tyd bly, ek dink my tyd is om. En maar as daar vrae is, hier's nou 'n klomp internasionale mense teenwoordig vir wie hulle kan vra, of hulle kan vir my vra of vir Peer vra na die tyd, want ek het nie tyd om hulle nou te antwoord nie. Baie dankie.